Aluma Capital, altyd aan die groei. Nou ja, ons hoop sy is in fokus vanoggend hier terwyl ons die koerante bespreek en is Kirstel Cornelissen, nuusredakteur by Marula Media. Goeiemôre Kirstel. Môre meneere. Dame. So lekker om jou te sien. Absoluut. Jou fokus is in. Nou kom ons kyk of die fokus so in is daar by die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap met Mnangagwa wat gesê het dis die westelike lande wat die sanksies instel teen Zimbabwe. Ja, hy praat van die stupid Weste. Stupid Weste se sanksies. So hierdie is die vergadering van die SAOG, dis die lande hier onder ons bure bietjie op wat vergader. Die voorsitterskap kom nou na Suid-Afrika toe. Dit was tydelik by ons gewees na die staatsgreep in Madagaskar gewees. En hoekom hierdie storie vir my so klein bietjie saak maak, dit voel vir my eintlik so klein bietjie ironies. Want hier onder in Afrika het ons 'n geneigtheid om vir die res van die wêreld te vertel hoe hulle lande moet bestuur, hoe hulle buitelandse beleid moet bestuur, hoe hulle na hulle mense moet kyk, watter reëls hulle moet laat geld en nie laat geld nie. En dan as jy bietjie nader na die huis toe kom en jy kyk hoe dit hier by ons gaan, dan kom jy agter dit gaan eintlik nie so baie goed in Afrika nie. Groot dele van Afrika en ook hier by ons in die suide. Zimbabwe is nie die toonbeeld van ekonomiese vooruitgang nie, dit is nie die toonbeeld van maatskaplike geregtigheid nie. Mense kry swaar, miljoene Zimbabweërs is hier in Suid-Afrika. In Suid-Afrika kry mense swaar, mense moes uit ons land vlug. Van die ander lande by die SAOG beraad het hulle baie skerp kritiek gehad vir Suid-Afrika wat gesê het oor die manier waarop ons hulle burgers behandel het. Dit was meestal mense wat onwettig in die land was en dis wat organisasies soos March and March gesê het wel julle moet gaan. En niemand is gekant teen maar hier is nie wettig nie. Ons kan dit mooi name gee, maar dit is nie wat dit is nie. So dit het vir my amper so 'n bietjie ironies gevoel van die Zimbabwese president wat sê die stupid Weste lande van die Weste met hulle sanksies ophef. Ons moet hand in eie boesem steek. As mense net kyk 'n bietjie rond in die DRK, groot konflik in die DRK, hulle sukkel nog steeds met Ebola die hele tyd. Die Sahel is 'n absolute nagmerrie. Sudan. Konflik wat ons vergeet van hierdie goed. Ons kyk na wat in die Midde-Ooste gebeur of ver. Of die feit dat die noorde van Mosambiek nog basies Mosambiek ons buurman glad nie onder beheer is van die regering. Ja. Ons kyk na wat gebeur in Zimbabwe op hierdie stadium, hoe die land ekonomies uitmekaar uitval. Dis nie die Weste se skuld. Nee, dit is nie. En weet jy mens hoekom jy moenie die hele tyd iemand anders die skuld gee vir jou probleme nie. Die SAOG dink ek moet bietjie introspeksie doen en sê wat kan ons dan as 'n streek doen om onsself te help? Weet hoe kan ons die noorde van Mosambiek beveilig? Hoe kan ons Zimbabwe help om ekonomies weer 'n engine vir die streek te word? Maar ons doen nie. Ons deel klappe uit na die res van die wêreld. Want dit is makliker as om die probleme op tuisbodem op te los. Dit kan nie so aangaan nie. Maar ek dink tog hulle sê ook daar, jy weet, hulle moet onafhanklik wees, hulle moet kyk na ontwikkeling en maar niks gebeur nie. Wees onafhanklik dan. Wees dan onafhanklik. Die ander vraag is wat het hierdie hele beraad gekos en wie betaal daarvoor? Ja, goed. Of moet ons liewer nie daag? Hierdie goed is nodig. Maar goed, dit is nodig. Ja, dit is nodig. Maar samewerking en diplomatie in Suidelike Afrika is nodig. Dit is 100% nodig. Weet, ons wil uitvoer na hierdie lande toe. Ons wil hê wanneer ons in Mosambiek wil gaan vakansie hou, want ons sê dit moet maklik wees om soontoe te gaan. Ons wil sake doen met Swaziland. So jy weet dit is belangrik vir streke om saam te werk. Hierdie soort groeperinge is regtig belangrik, maar ons moet dit maak werk. Ja, absoluut, ons moet dit maak. Dit help ook nie net daar word gepraat nie Nee. en niks gedoen nie. Nou moet ons praat oor borgtog aansoek vir kan ek net maar sê Parkie Piet, die man wat eiendomme verkoop wat nie aan hom behoort Ek nie. weet nie, kan jy? Ek weet mens mag seker nie, nee. Mens mag seker nie dit sê nie. Maar Piet Viljoen is weer in die hof gewees. Ja, hy was inderdaad gister weer in die hof. Kyk, hierdie borgtog aansoek gaan nou al 'n hele lang ruk aan. Die sake teen hom gaan ook al jare aan. Nou ja, gister was hy weer in die Handelshof in Pretoria gewees, waar sy borgtog aansoek nou uiteindelik afgehandel is. Nou hy het gevra vir huisarrest, wat die staat het gedink dit is nie 'n billike versoek nie. Mense sou seker verstaan hoekom. Ek dink as ek vir borgtog moet aansoek doen, sal ek dalk ook eerder vra vir huisarrest as enigiets anders. Absoluut. Ek dink nie enigiemand wil agter die tralies wees nie.
Maar ek het nie geweet mense kan vra daarvoor nie. Man, jy kan vra, jy kan vra of jy enigiets wat jy wil. Ek weet, dis of jy dit gaan kry, is die. Hoe die hof daarop gaan reageer is heeltemal iets anders. Maar Pierre is meer as welkom om te vra. In hierdie geval het die hof gesê nee, nie vir ons nie, dankie. Jy moet onthou, Viljoen en sy vrou is land uit. Hulle het van al hulle bates ontslae geraak, hulle het hulle in die FSA gaan vestig. As ek reg is hulle met toeriste visums oor waar hulle te lank was. So hulle was onwettig. Selfs as wat mense by ons en was hulle onwettig in die FSA. Hulle kon nie so lank gebly het nie. Toe moes hulle terugkom. Jy weet hulle het nie. Nee, hulle moes nie terugkom nie. Hulle is in 'n vliegtuig geboonder deur die Amerikaanse regering en teruggestuur. Ja. So nou met die hof opweeg, weet hierdie is mense wat van al hulle bates ontslae geraak het. Hulle is land uit, hulle is gedwing om terug te kom. Hier staan hy tereg op verskeie ernstige aanklagte. Is daar 'n moontlikheid dat hy dalk nie sy verhoor gaan bywoon? En onthou, dit is uiteindelik wat die hof moet verseker, is dat jy vir jou verhoor gaan opdaag. So as die hof tevrede is dat jy nie gaan inmeng met staatsgetuies nie, dat jy elke dag gaan wees waar jy moet wees, dat jy kan aanmeld byvoorbeeld by 'n polisiestasie, dan kan hulle sê, goed, jy het 'n vaste adres, borg tog vir jou. In hierdie geval dink ek en die landdros het heelwat redes gegee vir hoekom sy hierdie besluit gemaak het. Hy het 'n bietjie geglimlag, hy het uit die aard van die saak nie saamgestem met die beslissing dat hy agter tralies moet bly nie. Maar die staat het toe nou uiteindelik 'n geldige argument gevoer wat gesê het, weet hulle is nie seker dat hy gaan opdaag vir sy verhoor nie en om daai rede moet hy agter tralies bly. Hoopelik in hierdie saak, weet, gebeur daar in 'n stadium iets. Daar's baie geld by betrokke, hier's eiendom by betrokke, onder andere staatsgeld by betrokke, mense wat in besighede belê het. 'n Mens wil hê hierdie moet tot 'n punt kom. Skuldig of onskuldig, dat ons hierdie saak afhandel sodat almal kan aangaan met hulle lewe. Ja, tog sien ek sy regspan gaan appel aanteken. Inderdaad. So ons gaan alweer 'n Zuma benadering volg en alles uittrek. Ja, natuurlik. Wel, ek sien daarom 'n 9,5 miljoen rand se Ferrari is as toestemming gegee dat hy verkoop kan word vir fondse. Nee. Dankbaar, Maumela-sin. Dit is wat ons nou al leer ken het as die Maumela-syndikaat en hulle word daarvan beskuldig. Yes, like. Ja. Vroom ek sê. Ja. Wat 'n kar. Kristel, jy sou baie mooi gelyk Nee, ek sal. Dan moet jy aansoek doen om hom te koop. Jy doen aansoek, jy sit jou kontant neer, Fransa. Hier is een van die karre wat behoort aan die trust. Dis in die Maumela Trust. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle die Tembisa Hospitaal geld plunder het. En ons het nou al baie gepraat oor die Tembisa Hospitaal. So hoekom hulle sê die spesiale tribunaal het nou goed toestemming gegee dat dit verkoop kan word. So wat hulle sê is dis in 2022 dink ek gekoop vir 11,1 miljoen. Nou het hulle beslag daarop gelê as deel van die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na die korrupsie. Maar nou moet julle hoor, jene, ek huil oor my versekering. Ja, Stoorplek is R5,000 'n maand waar hulle na hierdie kaland moet bære. Dan is daar versekering van R8,300 'n maand. Maar die kurator moet hierdie nou betaal, nee, jy kan hom nie. Sien 'n gewone kar weg wat na hierdie ouetjie kyk, nee. Dan praat hulle van 'n battery wat vervang moet word vir R104,000. Onthou dis 'n hibriede een hierdie, né? Hierdie Ferrari gebruik ook 'n batterytjie. Nee, so 'n batterytjie. Dis 'n redelike batterytjie. 'n Mens kan 'n motor koop vir R104,000. Jy mens kan, ja, inderdaad. Dis 'n groot battery. R408,000 wat met die waarborg te doen het. Nee, julle kerels. So wat die kurator sê is, dit kos hulle eintlik net geld om hierdie voertuig te hou. So hulle wil dit verkoop. Hulle het al aanbiedinge gekry. Dit lyk my hulle 2 aanbiedinge al gehad van mense wat, wie is hierdie mense wat hierdie karre wil koop? Ander tenderpreneurs. Ek moet vir jou sê, ons kyk nou na die kar. Goedkoper om te groet. Ons kyk nou na die kar en dis nou baie entertaining vir ons, maar as jy in ag neem dat hierdie geld wat hierdie kar gekoop het. Precies. Geld is wat mense se lewens moes red. Absoluut. En daar is waarskynlik mense wat die hiernamaals in is omdat hulle nie behandeling kon kry by 'n hospitaal nie, want die geld het na daai kar toe gegaan. Ek wonder of daai kar as hy uit die garage uittrek nie sommer in 'n lamppaal gaan vasry nie, net as gevolg van karma. Oei, ons hoop maar nie so nie, Peer. Ek stem met jou saam. Ons kan ons kan grappies maak oor iemand se kar en die koste van sy battery. Die menslike koste hieraan verbonde is wat die Engelse sê, dis priceless. Onmeetbaar. Jy kan nooit daai skade ongedaan maak nie.
vat hulle goed. Vat hulle goed. En die grap is nou, dis nie net een kar nie. As jy Dit nou is hoor nie. hoeveel daar Dit is was, nie. dan Correct. dink jy nou dis miljoene, Ja. nee. Ja, hulle breek praat my se van hart. 2 miljard waarvan hulle weet wat geplunder is. Waarvan hulle weet. Ja. Waarvan hulle weet. Weet julle hoeveel pleisters en goed koop 2 miljard rand? Hoeveel En dan operasies sit- en hoeveel ja. lewens kan jy verander met 2 miljard? Absoluut. Nou ja. Nou so. Gepraat van verander. Dinge verander blykbaar nie regtig by die meesterskantoor in Johannesburg nie. Ja, die mense is nie vanmôre baie vrolik nie, is Ja, dit? genade. Dis ek dink is maandag. Nee, maar dis Dinsdag. Môre gaan beter wees. Hierdie gaan oor die meesterskantoor by die Johannesburgse hof. En dis eintlik net 'n steekproef dink ek van wat by meesterskantore landwyd aan die gang is. Die meesterskantore is in die moeilikheid. Ek onthou die minister wat dalk verlede week het sy self gaan besoek aflê by howe om te gaan kyk hoe dit gaan. Hierdie gaan oor, julle moet onthou wat die meesterskantoor doen is byvoorbeeld as iemand doodgaan, dan moet jy 'n brief kry van die eksekuteur. Of geld wat in 'n trust ingaan, kinders wat se onderhoud daar uitbetaal moet word. Hierdie alles gaan deur die meesterskantoor. Dis die amptelike administrasieproses van geregtelike prosedure. Absoluut. Dit is 'n raak verduideliking. Ek sien hierso een prokureur sê the experience crushes your soul. So hierdie is mense wat elke dag met sake in die meesterskantoor moet werk. Dit het nou al tot op 'n punt gekom waar hulle sê hulle hofbevele moet bekom om die meester te Ja. dwing om sy werk te doen. Hierdie is 'n funksie van die hof. Dis absoluut, dit is mense wat dikwels op hulle kwesbaarste is wat hierdie dienste benodig en dit werk eenvoudig nie. Ek sien hulle praat van 'n papierfort, so hulle het na 'n digitale stelsel te oorgeskakel sodat dit nie so gesukkel is nie. Die stelsel sê hulle is die meeste van die tyd nie Offline. aanlyn nie. Ja. So dit help eintlik niemand nie. Wat hulle nou sê is hulle moet runners betaal. Ons almal onthou dit by Home Affairs, by Binnelandse Sake was dit ook een van daai goed geweest. Jy betaal 'n runner Jy moet iemand wat kontakte het binne 'n geldjie betaal om net dit gedoen sodat te jy kry. iets gedoen kan kry. Nou, hulle is besig om baie skoon te vee by Binnelandse Sake met daai. Hier by die meesterskantoor sê hulle vir alles hulle sien is 'n dringende saak, is die vraag eerste, wat kan jy vir my doen sodat ek hierdie vir jou kan laat gebeur? Dit skry in die hemel, hierdie is absoluut onaanvaarbaar. Hierdie is ons belastinggeld wat hier werk. Dis mense se lewens. Dis mense se lewens, dis 'n diens wat hulle veronderstel is om te lewer. Hulle moet lewer. Hulle moet dit lewer. Dis hulle mandaat, hulle moet. Weet, daar's reëls en bepalinge wat sê dit is hoe dit werk. So ek kan nie wegkom daarvan nie. Ek kan nie sê ek gaan dit op 'n ander manier doen. Ek moet hier by jou kantoor wees. Hierdie moet as 'n saak van dringendheid opgelos word. En soos ek sê, hierdie gaan nou spesifiek oor die Johannesburgse meesterskantoor. Ja, Ek dink maar dis- prokureurs op baie plekke sal vir jou presies Dieselfde storie. dieselfde storie Ek kan vertel. eerlikwaar vir jou sê toe my ouers oorlede is, ons het so gesukkel. Die prokureur het so gesukkel om by die meesterskantore alles te kry wat hulle moet kry. En dis heen en weer. Waarom was dit nou? Was dit 'n enorme boedel geweest? Was daar enige iets vreemd geweest? Glad nie. Selfs gewone mense. Presies. Weet, en ek praat nie van mense wat in 'n hof gaan beklei oor wie kry Wat? die Ferrari nie. Gewone mense Precies. wat net moet oorleef. En dan is dit die minister wat daar sê mag geen korrupsie word geduld nie. En dan is ek Is soos, dit? dit is dit? absoluut nie die waarheid nie. En as jy sien in die foto hoe staan die stapels leers en papier op die vloere Dit rond moet die 'n gange. brandgevaar wees. Dit moet 'n brandgevaar wees, man. Ja. Hierdie moet Hoorie- reggeruk word en nou. Absoluut, Kirstel, maar ek weet nie, ons drie gaan iewers moet gaan inspring en dalk van daai papiere uitsorteer. Dan net DA sien ek wil die spesialis ondersoekeenheid vra om onder die ouens ondersoek te doen wat Daybreak Foods, vir Ja. die Publieke Investment Corporation. Ja, die openbare beleggingskorporasie. So die Daybreak saak gaan ook nou al 'n hele ruk aan. Dit het ineen gestort. Groot werksverliese, 1900 mense wat hulle werk verloor het. 350,000 hoenders wat van kant gemaak word. Hulle het aan mekaar begin vreet. Hulle sê dit was 'n aaklige storie. So wat die DA sê is hulle het nuwe inligting bekom en hulle wil hê die spesiale ondersoekeenheid. Hulle vra president Ramaphosa, hy moet dit magtig om 'n ondersoek te magtig na die OBK wat die beleggingskorporasie se belegging in Daybreak Foods is. Hulle praat van ek dink hulle 2 miljard nou al belê. So wat hulle sê is hier hulle het die inligting gekry onder andere fakture wat van geld wat spandeer is. Hulle praat van gasvryheid, rugby gasvryheid. Nou hulle sê hulle kan dit nie
die egtheid daarvan waarborg nie, maar hulle sal bly wees as iemand daarna kyk. Hulle praat van 'n partytjiebus waarvoor daar betaal is. Weet jy, terwyl 1900 mense aan die ander kant hulle werk verloor het. So hulle sê daar moet gekyk word na of die OBK sy fiduciêre en oorsigverpligtinge nagekom het wat betref Daybreak Foods. Jy moet onthou die staatsamptenare se pensioengeld wat deur die OBK bestuur word. Ja. Dit word weer in Daybreak Foods belê. As dit nie werk nie, is dit mense wat hulle geld verloor. Mense wat hulle ou dag se spaargeld verloor, mense wat op die straat kan sit op hulle ou dag wanneer hulle nie kan werk nie omdat daai geld weg is. Ja. So hulle sê asseblief die SOE moet dit ondersoek. Die SOE is dieselfde mense wat die Ferrari syndikaat ondersoek, nie die Mamela syndikaat. Daar's 'n goue lyntjie wat deur dit gaan. Dis amper asof daar gebeur niks in hierdie land eintlik. Dis nou oordrywing sonder dat mense op 'n punt kom wat iemand dit moet ondersoek. Kan mense nie net doen wat van hulle verwag word om sien na mense en na geld en na bates en na die land soos wat daarvan hulle verwag word nie. Hier weer eens sê hulle asseblief kan die SOE kom ondersoek instel. Hierdie is mense se werk dit is. Dis jou werk, pas nie die mense op. Dis jou werk. Ons wil hê jy moet vir ons diens lewer, doen dit. Ja. En dan as jy lees van 'n partytjiebus in rugby gasvryheid. Terwyl ander mense hulle werk verloor. Jep. En ou mense hulle inkomste verloor, maar ja. Nie aanvaarbaar nie. Dan moet ons gou afsluit met wat 'n ramkat hierdie man. Vir hoeveel uit weggeraak vir hoe lank die ram? Rico is sy naam. Rico de Ram. Is hy nie mooi nie? Wys ons vir ons man. Hulle sê hy het 7 jaar naastenby. Het hy in die moordenaars Karoo het hy gedwaal. So hy het sekerlik nou maar by 'n trop verlore Op 'n groot plaas op sy eie rondgeloop. Hy het net daar en toe het hulle hom gekry en gevang. Rico was nie eintlik hy het nie vir hom gelaat vang Hy laat hom nie maklik vang nie, maar na 7 jaar het hom in die hande gekry. En hy het nou 'n tuiste op die plaas Spitskop gekry. Hy's geskeer. Hulle het net meer as 30 kilogram wol het hulle van hom afgehaal. Wat 'n rekordvag wol is, Dit was 'n rekordvag geweest. 30 kilogram moet En verloor. Rico se storie het Rico se storie was so mooi. Dit gaan oor ek dink veerkragtigheid en hoe om beating the odds, nee, die omstandighede bepaal uiteindelik nie jou bestemming nie. En die punt van hierdie storie is hulle het die vag nou verkoop, hulle het 'n portretjie geweef daarmee, maar hulle begin nou 'n landboubeurs. Wow. Vir jong mense wat in die landboubedryf wil gaan werk, wat Rico se wol gaan help moontlik. Rico se storie inspireer. Ja, Absoluut. absoluut. Rico was 'n rammetjie uit nek, maar hy het toe nou tot verhaal gekom en nou kan hy iets vir iemand anders beteken. Soveel idiome in een Frans wat ons gedoen. Dis drang net te veel. Dus dat is nie rammetjie uit nek nie, sy is 'n fantastiese joernalis. Nou ja, dankie vir jou tyd vanoggend hoor. Dankie meneer. Kerstel Cornelissen van Marula Media dan vanoggend hier by ons met ons koerantbesprekings net hier na Johan Borchers van PSG Wealth Pretoria Oos. Ons gesels 'n bietjie oor direkte aandele. Aluma Capital, altyd aan die groei.